The Lord with us, a wonderful, wonderful. Baie welkom, my sis. As hy is reg. Ons begin. Dan sê die tema van vanoggend se woord is baie eenvoudig. Die woord is vreugde. It is joy. The joy of the Lord is our strength. Ons ken die skrifgie. Ons kom in die seisoen waar die vreugde wat Kersfees bring, weer in ons gedagtes inkom. Daar is soveel betekenis aan die woord vreugde, wat ons 'n bietjie wil ondersoek vanoggend. Natuurlik vreugde in Engels is joy, the joy of the Lord. Nehemia 8 vers 10, bekende een, hy sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. And be not grieved and depressed, for the joy of the Lord is your strength and your stronghold. The joy of the Lord is our strength. Ons vreugde in die Here is ons krag en is ons beskutting. Baie gevaarlik, as jy die vreugde verloor het, kan jy nie meer die beskutting appreciate nie, waardeer nie. Natuurlik is daar 'n verskil tussen vreugde en geluk en as ons geneig van ons vinnig praat en dan kan ons onder die twee omruil en dan verloor ons 'n baie belangrike aspek. Joy is not the same as happiness. Happiness is a temporary feeling. Happiness is something that depends on the comfort of our flesh. Geluk is 'n tydelike gevoel wat ervaar word in ons vleesdimensie. Ek het lekker geëet, ek voel gelukkig en tevrede. En môreoggend is ek weer honger en ek vind dat daai gevoel van geluk is nie meer daar nie. Vreugde, joy, is dieper as geluk. Vreugde is in ons sielsdimensie. Nog 'n voorbeeld, op oujaarsaand het hulle die bottel wyn en is happy new year en ons val daar rond en môreoggend is die happy weg en al wat oorbly is 'n geweldige hoofpyn. Ek hoor so, ek het gehoor dit. Nie meer so happy nie. My broer en sussie, vreugde is 'n geestelike krag. Vreugde is nie afhanklik van eksterne omstandighede nie. Vreugde is hier binne in ons harte. Vreugde kom uit 'n verhouding met Jesus. Geluk is tydelik. Dit raak weg elke keer as daar moeilikheid kom. Maar vreugde is 'n krag. Vreugde sal selfs in die moeilikste omstandighede daar wees. Vreugde sal ons staande hou totdat die tyd van beproewing of die moeilikheid verby is. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Môre sal die son weer skyn. Because we are people of faith, we believe in the goodness of God. It does not matter how difficult the situation may be. A brighter day, a better day is on its way. The devil is not powerful. Do not let him fool you. The devil is not powerful. God is powerful. An attack from the devil can be overcome. Die vreugde in die Here is ons beskutting. If we keep our joy, we will have strength and we will resist and we will overcome an attack from the evil one. Môre sal die son weer skyn. Die vreugde van God is ons krag. Vreugde sal ons die oorwinning gee. Vreugde is hier binne in ons sielsdimensie. U sien, ons vreugde is 'n krag in ons en dit is 'n krag wat uit 'n verhouding uitkom. Natuurlik verwys ek na die verhouding met Jesus Christus. Dit maak nie saak of ons in moeilike omstandighede vind nie. Inteendeel, moeilikheid is gewoonlik as gevolg van ons eie doene en late.
Moeilikheid is gewoonlik as gevolg van ons eie besluite, maar nogtans weet ons dat sy liefde teenoor ons nooit sal verander nie. Our choices do not change God's love towards us. If we have lost our joy, my brother and sister, He is faithful. He's a rewarder of those who return to Him and seek Him. He wants to restore our joy. He wants to restore our relationship. Psalm 30 vers 11 bevestig. It says, you have turned my mourning into dancing for me. You have put off sackcloth and girded me with gladness. Dit is wat Vader vir ons wil doen. Hy sê ons moet dit glo, that God is a good God. He only wants good for us. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. He wants to restore joy that has been lost. He wants to bring you close into His relationship with Him. Vader is en hy bly 'n liefdevolle Vader wie ons wil help. Kom ons vertrou vir Vader. Vertel hom van die moeilikheid. Kom ons vertrou hom met ons hele hart en ons sal ervaar hoe God se vreugde terugkeer en ons omvou. Daar kom 'n tyd natuurlik in ons lewens waar ons moet stop en introspeksie doen. Daar kom 'n tyd om eerlik met onsself te wees en eerlik voor Vader. Am I walking before God with all my heart? Is there any area in my life that I am withholding from Father? Why have I lost my joy? Waarom ervaar ek nie meer die vreugde wat aan my behoort nie? Vader hou nie sy genade, of sy vergifnis, of sy vrede, of sy seën van ons af wegneem. As ons voel ons het ons vreugde verloor, is dit tyd om iets te doen daaroor. Wanneer ons nie meer met oop harte voor Vader leef nie, het dit 'n effek op ons geloof en op ons vreugde. 1 John 3:20, I'm going to read 3 verses for you. Whenever our hearts, in tormenting, in self-accusation, make us feel guilty and condemns us, for He is above and greater than our conscience, our hearts, and He knows, He perceives, and He understands everything. Nothing is hidden from Him. So as ons harte ons begin aankla, weet dit, Vader weet alreeds daarvan. Verse 21, and beloved, if our conscience does not accuse us, if we do not does not make us feel guilty and condemns us, we have confidence, complete assurance and boldness before God. My broers en susters, as jy ervaar, jy het nie meer die vrymoedigheid om voor Vader te kom met 'n gebedsversoek of jou vreugde verloor, ondersoek jou harte, vind uit waar is die ding wat ek weghou van Vader af, want hy weet alreeds daarvan. Hy weet alreeds daarvan, maar hy wag vir jou om dit te bely. Vers 22, and we receive from Him whatever we ask, because we obey His orders and practice what is pleasing to Him. Wanneer ons niks wegsteek van Vader af nie, inteendeel, ons kan nie iets wegsteek nie. Dis oop en bloot voor Hom, is ons harte skoon en het ons vrymoedigheid voor Vader en ons vreugde is herstel. Ek weet, paar keer is dit nodig om die dinge spesifiek te noem. Ek weet, so 'n one size fits all gebed, ag Here, vergewe alles wat ek verkeerd gedoen het. Dit is nie noodwendig wat Vader wil hê nie. Hy wil hê ons moet erken, dit is my swakheid, Vader. Dit is wat ek 'n probleem met, Vader. Noem dit voor hom, want hy weet spesifiek wat aangaan. Wat ons ook al bid, ontvang ons, want nou bid ons volgens sy wil. Nou bid ons volgens sy wil. As ons bid, Here, gee vir my 'n Messias, is dit nie noodwendig volgens sy wil nie. Maar as ons hom vra, Here, gee vir my lande wat ek voor kan intree. Yes, dis sy wil. Gee vir my volke vir wie ek kan bid. When we are following Jesus with our whole hearts, we will have confidence before God and joy returns to our relationship. Psalm 32 vers 11 sê,
Wees bly in die Here en juig oor regverdiges. Juig oor regverdiges. Hy het hier die Here aangeneem, is die naam geskryf in die boek van die lewe, dan is hy 'n regverdige. En die woord sê, juig oor regverdige en jubel alle opregtes van hart. Ons vreugde is 'n geestelike krag, wat soos 'n magneet is, en wat mense sal trek uit die duisternis uit, want hulle sien die vreugde in jou lewe, en hulle sien jy het moeilikheid, maar nog steeds het jy vreugde, en hulle sal vra, maar hoe is dit moontlik? En jy kan hulle uit die donkerte uittrek. Ons kan die vreugde aanroep, wat in ons is, as kinders van die Here. We can stir up the joy in our hearts. Deur in die woord te mediteer, op Vader se liefde te fokus, dit bring vreugde terug in ons lewe. Ons het die voorreg om met vrymoedigheid voor ons Vader te gaan, as 'n geliefde kind. Ons Abba, ons Papa, ons Vader. John 15:11 sê, dit het ek julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Praise the Lord. Kom ons roer die vreugde op wat ons hier binne ons lewens nodig het. Kom ons mediteer op die woord. Kom ons vervang negatiewe gedagtes met Vader se gedagtes. Alles werk in goeie saak vir die wie die Here liefhet. John 16:24 sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Die lewe wat ons lewe in die vlees, is 'n gevalle wêreld, waar alles neig na die dood. Dit klink erg, maar dit is hoe dit is. 'n blink nuwe kar, wat nie onderhou word nie, sal in 'n paar jaar op die skrootwerf opeindig. 'n tuin wat nie onderhou word nie, sal toegroei onder bossies, en as dit nie nat gemaak word nie, sal die plante doodgaan. 'n huis wat nie onderhou word nie, sy verf sal begin om te verbleik, die venster sal begin, sy rame sal begin roes, die geete sal begin roes, en die hout begin vrot. Alles neig na die negatiewe in hierdie fisiese wêreld waar ons in bly. Dit alles neig na die dood, alles neig na 'n einde toe. So ook ons geloofslewe. Dit neem inspanning om deur geloof te leef. Wanneer ons net dinge los en nie aan ietsie werk nie, sal alles agteruit gaan, en selfs ons geloofslewe. Om vorentoe te gaan in ons lewens en in ons geestelike lewens, neem werk, en ons moet onsself stroom opswem. Dis nie maklik nie. As ons nie swem nie, sal die stroom ons wegvoer. Maar onthou dit, ons is nooit alleen nie, en die Here is ons bron van krag. And the joy of the Lord is the strength that we need. Filippense 4:4 sê, rejoice in the Lord always, delight yourself in Him. Again I say, rejoice. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Moenie wag vir jou vrou of jou man om jou gelukkig te maak nie. Ons moet onsself verbly. Moenie vir jou maat of iemand anders te wag nie. Verbly jouself in die Here. Kolossense 1:11 bevestig. Hy sê, we pray that you may be invigorated and strengthened with all power according to the might of His glory, to exercise every kind of endurance and patience with joy. My brother and sister, there are several ways to stir up the joy within us, such as meditating on God's Word, replacing our thoughts with God's thoughts, praising and worshipping like we did this morning, fellowshipping with the Holy Spirit, fellowshipping with brothers and sisters. Romeine 14:17 sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Sing in tale, bid in tale, sing aanbiddings, lofsange. Dink aan alles waarvoor ons dankbaar kan wees. Soos ons aan Vader dink, dan die vreugde wat hy vir ons geskenk het, kom word lewendig. Al begin ons net deur te sê, Vader, dankie dat ons sondes vergewe het. Al sê ons net, Vader, dankie dat ons deel kan hê in ewige lewe.
Al sê ons net dankie Vader, dat ons op pad hemel toe is. Daar's genoeg, al dank ons Vader net vir daai 3 dinge, sal ons ervaar dat vreugde begin terugkom in ons sielsdimensie in. Want die lewe wat ons nou leef is tydelik. Dit gaan verbygaan, alles gaan roes, alles gaan doodgaan, maar die ewige lewe wag vir ons en daar's 'n hoop wat ons het vir oggend. Our joy is so much stronger than our emotions. Vreugde is soveel sterker as emosies. As ons die oggend opstaan sê, ek voel nie eers lus om die Here te loof vir oggend nie, dan doen ons dit en ons gevoelens sal oplyn met ons emosies. Psalm 103 vers 1 sê, 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Soos ons dit doen, my boetie en sussie, sal ons begin ervaar hoe die vreugde van kind van God wees, opbou hier binne in ons. Rejoicing is an act of the will. When we do not feel like rejoicing, we set our will and our minds and we rejoice anyway. Ek wil begin om af te sluit. Die vreugde wat die Here gee is soos die son wat opkom na 'n lang nag. Psalm 30 vers 5 sê, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Die vreugde is om in 'n verhouding te wees met iemand wie veel groter en veel sterker as onsself is, en dit is Jesus. Vreugde is meer as net 'n gevoel. Vreugde is gewortel in geloof, in hoop en in liefde. Ons kan in die vreugde van Jesus leef. Die woord leer vir ons, hy is die wynstok, ons is die lote. Wat die wynstok ervaar die lote. Die Here leef in vreugde. Jesus se vreugde is uit sy diep verhouding met Vader. Jesus se vreugde is daarin dat hy sonde en die dood oorwin het. Jesus se vreugde is daarin dat hy sien uit na ons tuiskoms. Hy wag vir ons om vir ewig by hom te wees. Hy is besig om ons plek voor te berei. Hy is die wynstok, ons is die lote. Daai vreugde van hom sal deurvloei in ons in. Wat die wynstok ervaar, sal ons deur die lote ook ervaar word. Joy is not a feeling that we achieve on our own. It is a gift that we receive in our relationship with God. And the world cannot take it away from us. The world did not give it to us. A relationship with God the Father, with God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. Kom ons bid net saam. O Here, dankie. Ons besef so van die tye waarin ons lewe, Here, hoe maklik ons vreugde kan verloor deur omstandighede. Here, laat ons vaskyk in die moeilikheid wat ons het, uitdagings wat ons het, en ons voel ons ver van U verwyder. Maar ek bid, Here, dat vanoggend herstel U die vreugde in die harte van my boeties en sissies hier vanoggend. Here, laat die vreugde van kind van God meer sal wees as wat hierdie wêreld teen ons kan bring. Laat ons hierso sal uitstap maandagooggend in die vreugde van die Here in die wêreld instap, en dat hulle die wêreld sal sien die vreugde wat in ons woon en ons vir hulle uit die donkerte kan intrek en in die lig van die Here plaas. Oh, thank you, Lord, for the joy that's being restored this morning. We worship you, we praise your holy name. In Jesus' name I pray. Amen.